net vanaand jou hande oplig na 'n ongelooflike God en net vir hom sê hoe goed hy is. Vanaand het vir die Here sê waarvoor jy dankbaar is. Here, U is so heilig. Here, U is so goed. Here, U is die begin en die einde, die een wat was en wat is en wat nog kom. Here, ons gee vanaand aan U al die lof, al die glorie en al die eer. Here, U is ons koning. Heilige Gees, kom en vul ons vanaand. Kom en beweeg deur elke persoon. Maar Vader, Here, U weet vanaand hoekom ons hier staan. Here, weet ook, U weet presies wat in ons harte aangaan. U weet presies hoe swaar ons dra. Here, U weet van die oorwinnings waarna ons smag, Here, maar U weet ook die oorwinnings wat ons reeds vier. Want Here, U is die koning by alle konings. U is die Alpha, die Omega, Here Jesus. En Here, vanaand kan ons net sê, Here, dankie. Because your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. Because you give me everything, Lord. But Lord, I give you everything tonight. Ons gee vanaand aan U alles, Here Jesus. Here, U is so goed. Here, ek bid, seën hierdie diens. Seën die woord wat vanaand uitgaan, Here, maar ek bid, berei vanaand elke hart voor. Here, dat hierdie woord vanaand op vrugbare grond sal val. In Jesus naam. Amen. Amen. Julle kan julle sitplekke neem. Amen. Goeienaand herlaai. Hoe gaan dit met julle vanaand? Gaan dit goed? Julle is bietjie aan die slaap, maar dis okay. Dit is koud, ek gee dit vir julle. So vanaand het ek die voorreg, ons band gaan net hier bly vir 'n oomblik, maar vanaand het ek die voorreg om ons Sondagskoolreeks af te sluit. So ons het vir 3 weke het ons gehoor van onbekende karakters, en het ons vir 3 weke gehoor van bekende karakters, en vanaand het ek die voorreg om met julle te kom praat oor een laaste onbekende karakter. So hierdie man is gebore in ballingskap. So hy was gebore in die tyd waar Israel in ballingskap was in Babel, waar hulle in ballingskap was in Babel. So dit beteken hulle was in exile gewees daarso. En hulle was daar oor die 70 jaar was hulle in ballingskap geneem. Maar daar was 'n tyd waar koning Kores op daai stadium sê toe, hy maak 'n wet in Persië waar hy sê al die Jode moet teruggaan Juda toe. Hulle moet teruggaan na waar hulle vandaan kom, maar hy stel 'n man aan oor hulle. En hierdie man se naam is Zerubbabel. En dis oor wie ek vanaand met julle wil kom praat. So Zerubbabel was 'n koninklike bloedlyn. Hy het gekom van die familie van Dawid af. En met dit, terwyl hulle in ballingskap was sy familie nog steeds in gevangenis, maar hulle was bietjie meer gemaklik gehou as die res van hulle. Maar toe hy aangestel is as gouverneur, as gevolg van sy bloed, is hy saam met die man wat sy naam is Joshua, wat die hoëpriester was op daai stadium, het hulle saam 'n groep van 50,000 mense gelei van Babel tot by Jerusalem. So dit was 1500 kilometer wat hulle gestap het. Nou hierdie roete op pad terug, so hulle is pas uit ballingskap uit, maar terwyl hulle stap is hulle in 'n plek waar daarso is teleurstelling, daar's vrees, maar daar's onsekerheid. Want toe hulle groot geword het, hy's gebore in dit. So dis al wat hy ken. Maar soos het hulle groot geword het hulle gehoor van hierdie stories van Jerusalem. Het hulle gehoor van hoe amazing dit daar lyk. Hulle het gehoor van die tempel van Salomo. Van hoe mooi daai tempel is en die aanbidding wat hulle in hierdie tempel gedoen het. En hierso kom hulle op 'n plek waar hulle in Jerusalem inloop. En hulle sien hierdie tempel wat hulle van gehoor het, is in ruïnes. Hy lê in stukke, die land, die dorp wat hulle van gehoor het, lyk glad nie soos die stories. Maar Zerubbabel en Joshua besluit, hulle gaan eerstens, hulle worship herstel.
Hulle gaan aanbidding herstel. Ons lees in Esra 3 vers 2, waar dit sê, Yeshua, seun van Josadak, en sy mede-priesters, as ook Zerubbabel, seun van Shealtiel, en sy familie, het toe die altaar van die God van Israel begin herbou. Hulle wou offers daarop bring, soos die wet van Moses, die man van God, voorgeskryf het. Hulle het weer offers herstel. Ons lees in die 3de vers, lees ons, hoewel hulle bang was vir die plaaslike inwoners, het hulle die altaar weer op sy oorspronklike plek herbou. Hulle het dadelik vir die Here brandoffers op die altaar begin offer. Hulle het dit elke oggend en elke aand gedoen. In hierdie gedeelte sien ons dat Zerubbabel, hulle lees eintlik dat hulle sê, voordat hulle tempels herbou het, voordat hulle huise herbou het, het hulle eerstens die altaar herstel. Want Zerubbabel is op 'n plek waar hy sê, aanbidding en God is belangriker as hulle comfort. Is belangriker as waar hulle gemaklik gaan wees. En soos het hulle hierdie altaar herstel, kom hulle op 'n plek waar hulle weer begin offer. En ek wonder, wat is hierdie offer? Wat is so belangrik dat hulle weer wou begin offer? Want hulle het nie net een keer geoffer nie. Hulle het elke oggend, elke aand vir 'n hele maand lank geoffer. En ek gaan lees op daaroor in Levitikus 17 vers 11, sê dit, want die lewe van die enige dier is in sy bloed. Ek het vir julle die bloed gegee om daarmee versoening te doen vir julle sondes. Bloed verteenwoordig lewe en dit bring versoening. So hier sien ons die bloed wat geoffer word is lewe. Die bloed is die lewe en lewe behoort aan God, maar sonde verdien die dood. En dis hoekom hulle offer. Maar 'n woordjie staan vir my uit in Esra 3 vers 3, ek gaan hom weer lees, waar hy sê, hoewel hulle bang was vir die plaaslike inwoners, het hulle die altaar weer op die oorspronklike plek herbou. Daar was reeds teenstand teen hulle aanbidding. Daar was reeds 'n vrees teen aanbidding gewees, en wat gaan hierdie inwoners doen? Die inwoners wat op daai stadium in Jerusalem is die Samaritane, wat nie glo in God nie, wat nie aanbid hoe hulle aanbid nie. Maar Zerubbabel sê, maak nie saak van al dit nie, ons herbou die altaar. Ons gaan aanbid, maak nie saak nie. Hulle het dadelik vir die Here brandoffers op die altaar begin offer. Nou brandoffers beteken totale oorgawe aan God. Dis hoekom hulle geoffer het. Daai brandoffer was totale oorgawe. Hulle het heeltemal oorgegee aan God by hierdie altaar. Hulle aanbidding was totale oorgee. Ek en jy kom op 'n plek waar ons moet totaal en al oorgee. Ek sê nie nou vir jou gaan en doen 'n brandoffer wanneer jy by die huis kom nie. Ek sê nie vir jou gaan slag 'n bok of gaan skiet 'n duif of iets nie. Ek sê vir jou dat dit is totale oorgawe aan God. Wanneer ek en jy aanbid, het ons 'n geleentheid om totaal en al oor te gee aan 'n lewende God. Maar sien, hoekom ons nie meer hoef te hoekom ons nie meer daai brandoffer hoef te doen nie, want Jesus het dit reeds vir ons gedoen op die kruis. Hy het sy bloed gegee. Hebreërs 10 vers 1 sê die ou wet het ons maar net 'n vaag idee gegee van al die wonderlike dinge wat God nog vir ons sou doen. Dit was soos 'n skaduwee wat 'n mens waarsku dat die regte persoon op pad is. Dag na dag, jaar na jaar het mense dieselfde offer gebring. Maar dit kon nie hulle saak met God heeltemal regmaak. Wat ons saak heeltemal reggemaak het met God, was Jesus wat op die kruis gesterf het vir jou en vir my. Wat ons sondes aan hom gevat het. En ek gaan maak 'n parallel tussen die Ou Testamentiese offer en Jesus wat gesterf het aan die kruis. In die Ou Testament sê dis 'n onskuldige dier, maar Jesus was 'n sondelose verlosser.
Die Ou Testament sê dat die son is sonder gebrek. Hierdie dier moes sonder gebrek gewees het en Jesus Christus was sonder sonde. Bloed was uitgegiet en Jesus het bloed aan die kruis gestort. In die Ou Testament is dit vir 'n ander gesterf. Jesus het vir die mensdom gesterf. In die Ou Testament het hulle geoffer vir 'n tydelike bedekking. Maar Jesus het gesterf vir 'n volledige vergifnis. En soos ek hier deurgaan, besef ek dat ek en jy het nodig om te offer. Nie noodwendig iets te gaan offer, maar om te sê, Here, hier is my depressie, ek gee dit aan U. Here, hier is dinge waardeur ek was en ek gee dit aan U. Want Zerubbabel het iets verstaan. Hy het verstaan dat alhoewel hierdie tempel gaan herbou, is deur totale oorgawe aan God. Alhoewel ek en jy kan doen wat God van ons verwag, is deur totale oorgawe aan God. Ek het op 'n plek gekom in my lewe waar ek het groot geword in 'n huis waar my ouers gereeld, as ek iets doen, dan sê hulle vir my, ag Zayn, dit is net omdat alles wat in jou is, al ons slegte dinge is in jou. Alles wat ons sleg het, is wie jy is. So wat hulle vir my sê, is ek is van sleg aan mekaar gesit. Maar ek ontmoet 'n lewende God wat vir my sê, Zayn, dit is nie wie jy is. Zayn, lê dit by die altaar neer en los dit daar. Soveel van ons sit vanaand hier uit 'n situasie waar hulle dalk vir jou gesê het, jy het 'n kort rukkie om te lewe. Iemand in jou familie het 'n kort rukkie om te lewe. Jou finansies, jy sal nooit iets goed kan doen met jou finansies. Jy sal nooit iets goed met jou lewe kan doen. Maar vanaand wil ek vir jou sê, los dit op die altaar van God. Lê dit by sy voete neer en sê, Here, vanaand offer ek dit aan U. Maar sien, hulle het nie net een keer geoffer. Hulle het elke oggend, elke aand geoffer. Want die vyand gaan kom en hy gaan vir jou daai goed teruggooi. Hy gaan vir jou sê, maar Zayn, onthou wat jou pa gesê het jare terug. Jy's nie goed genoeg. Maar dan kom jy weer op 'n plek en jy lê dit neer en jy sê, maar my God het dit reeds oorwin. Hy het op die kruis gesterf vir my sondes, vir my pa se sondes, vir die persoon wat teen my gesondig het se sondes. So vanaand wil ek hê ons moet dit manifesteer en ek wil hê julle moet saam met my opstaan. Ons gaan nog een brug van 'n liedjie sing, asseblief staan saam met my op vanaand. Voor ek wil hê terwyl ons hierdie doen, terwyl ons sing, moet jy hierdie offer aan God gee. Jy weet wat jy vanaand aan God moet gee. Is dit jou finansies? Is dit jou werk? Is dit jou familie? Gee vanaand daai aan God. Bid ek vanaand, soos het ons hoor van hierdie, om het by die altaar te los. Here, bid ek vanaand oor elke persoon waar daar dood oor gespreek was. Here, elke persoon wie se finansies op 'n plek is waar hulle nie meer weet wat om te doen. Here, elke persoon wat deur ander mense gehoor het, hulle is nie goed genoeg nie. Hulle sal niks goed bereik nie. Here, elke persoon wat vanaand 'n doodsvonnis ervaar het, Abba Vader, oor siektes. Here, kom ons vanaand en ons lê dit by ons voete neer, by U voete neer, Here Jesus. Here, maar ek bid vanaand dat elke hart in totale oorgawe sal staan. Dat ons sê, Here, ek soek dit nie meer nie, ek gee dit aan U. Here, dat ons op 'n daaglikse basis sal sê, Here, hier is dit. Dit wat ek weer gevat het, gee ek aan U. Here, vanaand breek ek elke leuen wat oor elke persoon gespreek is. Ek kom teen dit in die naam van Jesus. Maar Here, ek spreek vanaand lewe. Here, want dis wat U vir ons gegee het aan daai kruis. U het vir ons lewe gegee. Lewe en lewe in oorvloed. Here, die planne wat U vir ons het, is planne van voorspoed en nie teenspoed. Planne van 'n hoopvolle toekoms. En Here, ek bid dit vanaand oor elke persoon
soos wat ons dit by U voete neerlê, Here Jesus. Dankie, Here, vir die goedheid en U genade, Here Jesus. Amen. 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 Kan ons vir die band 'n hande klap gee? Julle kan julle sitplekke neem. Die rede hoekom ek dit vanaand so wou doen, is want ons moet kom op 'n plek waar ons sê, Here, alles is U sin. Want dis waar Zerubbabel gekom het. Hy het gesê, Here, alles behoort aan U. En hulle kom op 'n plek waar hulle besluit, hulle gaan die fondasie van hierdie tempel herbou. Esra 3 vers 12 sê baie van die ouer priesters, leviete en van die ander leiers het onthou hoe die eerste tempel gelyk het. Toe hulle die fondasie van die nuwe tempel sien, het hulle hardop begin huil. Van die ander het op hulle beerd weer geskreeu van blydskap. Sien, baie van ons is op 'n plek waar wanneer ons dit by U voete neerlê, wanneer ons worship herstel in ons lewens, want hierdie was nie net oor by die Here se voete neerlê, hierdie gaan ook om aanbidding te herstel in ons lewens. Want ons kom op 'n plek waar ons nie meer wil aanbid nie as gevolg van die ketTINGs wat ons terughou. As gevolg van die leuns wat gespreek is oor ons lewens. Maar hulle kom hierso en hulle sê, Here, ons gaan hierdie tempel herbou. Ons gaan herbou wat verlore was. Ons gaan herbou wat ons nooit eers gesien het nie. Baie van ons hoor gereeld, jy's daar as gevolg van jou ouers. Maar vanaand is dit by die voete van God neerlê, herbou jy daai tempel. Herbou jy die fondasie van jou aanbidding met God. Terwyl hulle die fondasie aan herbou, is daar mense wat huil. Want is mense wat hierdie visie gehad het. Hulle het gesien wat Salomo gebou het. Hulle het gesien hoe dit gelyk het. En baie keer wanneer ons daai fondasie herbou, huil ons, want ons sê, Here, maar ek het hierdie amazing ding en vision. Ek het hierdie ding in my kop gehad van, Here, dis hoe dit gaan wees. Dis hoe dit gaan uitwerk vir ons jong mense. Ons het daai idee van, Here, dis hoe my lewe gaan lyk vorentoe. Dan slaan jou 20's en jy besef, o genade, dit het nie eintlik so uitgewerk nie. Van die ouer generasie dink, my lewe, my familie gaan so uitdraai, maar dan kom daar 'n egskeiding. Dan kom daar 'n verlies. Dan verloor jy die persoon die naaste aan jou. Dan voel dit vir jou asof jou Jerusalem in stukke is. Daai prentjie wat jy gehad het, jy huil. Want jou fondasie lyk nie hoe jy dit gehad het nie. Soos het hulle die fondasie herbou en hulle wil verder gaan, kom die Samaritane en hulle sê, ons sal deel hê van hierdie bouprojek. Ons sal saam met julle bou, want ons ken ook hierdie God. Maar Zerubbabel kom en hy sê, nee. Dadelik ervaar hy daar teenslag. Dadelik ervaar hy dat hierdie mense kom met die verkeerde intensies. Soos wat hy dit sê, besluit hulle gaan kom en hulle gaan bietjie sabotage. Hulle skryf briewe aan die hoëpriesters, hulle skryf briewe aan die mense in Persie, aan die koning, en die koning besluit, hy stop al die konstruksie. Hulle mag nie meer aangaan nie. Hulle kan nie meer verder bou nie, want daar's leuns gespreek. Baie keer wanneer ons besluit, ons gaan ons lewens herbou, na ons Jerusalem in mekaar ingestort het. Kom daar mense, kom daar leuns, en dit verwoes alles wat ons so pas op die altaar gaan lê het. Dit verwoes ons worship. Dit verwoes hoe ons God sien. Hulle kom op 'n plek waar hulle vir 16 jaar nie bou nie. Vir 16 jaar is hulle in 'n wagseisoen. Wag hulle vir God. U het ons gesê om dit te doen, maar waar is U? Daar begin bossies tussen die fondasie groei. Die fondasie lyk nie meer hoe hulle dit gedoen het nie, 16 jaar terug. Hulle is in 'n plek van vertraging.
Hulle verloor motivering om aan te gaan. Ek en jy verloor motivering wanneer ons sien dat alles wat ons werk met God is besig om teenslag te kry. Alles wat God ons verroep, voel dit asof mense jou aanslag van kant tot kant. Asof jy net nie iewers kan kom nie, want alles wat jy doen is net verkeerd in die mense se oë. En dis hoe hulle voel, maar God stuur 2 profete oor hulle pad. Haggai en Sagaria. In Haggai 5 vers 7 begin ons, 1 vers 5 tot 7, sê dit die Here die Almagtige sê, dink 'n bietjie na oor hoe sake vir julle staan. Dink oor waar jy is. Dink oor jou situasie. Julle het baie aanplantings gedoen, maar die oes was maar skraal. Julle het nou wel kos om te eet, maar julle is nog honger. Julle het wyn om te drink, maar nie genoeg om julle dors te les nie. Julle het klere om aan te trek, maar dit is nie voldoende om julle warm te hou nie. Julle geld raak weg, asof dit geberre is in 'n broeksak met gate. Die Here die Almagtige sê, dink 'n bietjie na oor hoe sake vir julle staan. Ek het hierdie amazing belofte oor jou lewe. Maar jy het toegegee aan die teenslag. Jy het toegegee aan wat mense sê. Jou oes is nie genoeg nie. Jy is nie warm aangetrek nie, jy is nie voorberei nie, want jy het ophou glo in my. Jy het ophou vertrou dat ek dit kan doen. Jy is in hierdie teenslag. Sagaria kom ook in Sagaria 4 vers 6, sê hy het toe vir my gesê, dit is wat die Here vir Serubabel sê, nie met mag of krag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Nie deur wat jy kan doen nie, nie deur wat mense kan doen nie, nie wat julle saam kan doen nie, maar deur my gees, deur die Heilige Gees. Want sien, hulle het dalk begin rely op wat hulle kan doen. Hulle kon nie meer aangaan nie, want die mense het hulle stopgesit. Ons wil nie meer aangaan nie, want mense het dinge gespreek. Situasies het gebeur. 'n Egskeiding het gebeur, en nou voel ons kan nie meer nie. Jy voel jy kan nie jou roeping ten volle uitleef nie, want jy het deur dinge gegaan. Maar die Here stuur mense om hulle aan te moedig. Die laaste vers in Haggai 2 vers 23, sê die dag wanneer dit gebeur, sê die Here die Almagtige, sal ek jou vereer, Serubabel, seun van Shealtiel, my dienskneg. Ek sal jou beskou soos 'n seelring aan my vinger, sê die Here. Ek sal dit doen, omdat ek jou gekies het. Ek die Here die Almagtige sê dit. Bietjie agterstorie, so Serubabel se oupa was eens koning gewees, en hy was die rede hoekom Nebukadneser hulle in ballingskap gestuur het. En met sy oupa het God vir sy oupa gesê, jy is soos 'n seelring wat ek afhaal en weggooi en vertrap. Waar hy vir hom sê, jy sal nie deel hê van my seun se koms nie. Want ons onthou, Serubabel kom van Dawid af. Hy is in Dawid se bloedlyn, en die belofte was dat Jesus gaan kom in Dawid se bloedlyn. En hierso sê God, dit gaan nie gebeur nie. Maar deur 'n dienskneg wat gelowig was, 'n dienskneg wat gestaan het en gesê het, Here, ek sal bly bou. Gee die Here vir hom 'n belofte, en hy sê vir hom, ek sal daai herstel. Jy gaan ver meer doen as net hierdie tempel herbou. Jy gaan deel wees van die genealogy van my seun. Jy gaan in my seun se bloedlyn wees. Sien, my ouers kon sê wat hulle wil oor my, maar dit het nie die roeping oor my lewe gebreek nie. Serubabel se oupa kon doen wat hy wou, dit het nie die roeping oor Serubabel gebreek nie. Mense kon doen teen jou wat ook al hulle wou.
dit kon gebeur het, maar dit breek nie die roeping wat God oor jou lewe het nie. Dit vat nie weg die planne wat oor jou lewe is nie, want die planne wat oor jou lewe is planne van voorspoed en nie teenspoed nie. Maar planne van 'n hoopvolle toekoms. Dit gaan verder waar Zerubbabel besluit, dis reg, kom ons gaan bou. Ons gaan verder bou. En Jesus kom, of nee, Jesus nie, Sagaria praat met hom in Sagaria 4 vers 7 waar hy sê, wie is jy grote berg? Wie is jy teenslag? Wie is jy mense wat hierdie tempel wil verhoed? Wie is jy? Wie is jy grote berg voor Zerubbabel, word jy sommer 'n gelyke pad. Hy sal die laaste klip van die tempel lê en die mense sal uitroep, genade, genade oor hom. Waar God vir hom sê, die Engelse weergawe sê, you laid the first stone, you will also lay the last one. Waar die belofte is, jy het begin, jy sal klaarmaak. Maak nie saak wat die teenslag was nie, maak nie saak hoe groot die berg voor jou is nie, jy sal klaarmaak. En die mense sal skree, genade, genade oor hom. Zerubbabel besluit, hulle gaan hierdie tempel klaarmaak. Vir 2 jaar bou hulle hierdie tempel, en toe hulle klaar is, jubel en juig hulle van die goedheid van God. Want hulle het volhard deur alles. Hulle het volhard deur die teenslag. Hulle het volhard deur die ballingskap. Miskien is jy gebore in daai tyd waar dit reeds in ballingskap was. Waar jou familie reeds in gevangenis was. Maar God kom en hy sê, ek lei jou uit dit uit. Ek lei jou nie net uit dit uit nie. Jy herbou die tempel. Jy herbou aanbidding in jou lewe. Die tempel word voltooi. Aanbidding word herstel en God se belofte word vervul. The hands that laid the foundation shall also finish it. Vanaand wil ek vir jou sê, net as wat Zerubbabel soveel teenslag gehad het, deur soveel dinge was, mense wat teen hom was, situasies wat teen hom was, het God deurgekom en hy het hom gesê, Zerubbabel, ek het 'n roeping oor jou lewe. Interessant genoeg, terwyl ek oor hom oplees, sê hulle, dat daar's nie een keer 'n direkte aanhaling van Zerubbabel nie. Want hy was nie 'n leier wat in die spotlight wou wees nie. Hy was nie 'n leier wat wou gehad het, almal moet weet wat hy gedoen het nie. Hy was 'n leier wat net geleef het, die lewe wat God vir hom gegee het. Hy het gedoen waarvoor hy geroep was. Vanaand wil ek vir jou sê, doen waarvoor jy geroep is. God het 'n plan oor jou lewe. Moenie op 'n plek kom waar jy nie meer kan aanbid nie. Moenie op 'n plek kom waar jy nie meer weet hoe om te aanbid nie. Herstel aanbidding in jou lewe. Kom bid ure toe. Ons bid elke oggend van 6 tot 6:30 in hierdie auditorium, maandag tot Vrydag. Op Sondag bid ons van 6 tot 7. Herstel aanbidding. As jy weet, jy's nie sterk genoeg om dit alleen te doen nie, bou mense rondom jou in. Kry 'n connect-groep. Kry 'n plek waar jy mense rondom jou het, waar jy leiers het. Want Zerubbabel en Joshua se Engelse naam, hulle was saam geroep. Nog 'n profesie wat Sagaria gegee het, het gesê, julle is 2 pilare, julle werk saam. God het ons gemaak om saam met mense te wees. Vir wanneer jy swak is, kan iemand anders sterk wees. Bou mense rondom jou. Soek aanbidding waar ook al jy kan. Want die Here het 'n plan oor jou lewe. Hy het guns oor jou lewe uitgespreek. Hy het goedheid oor jou lewe uitgespreek. Net die Here sal jou hier kan uithaal. As jy aanhou aanbid. As jy aanhou glo dat hy kan. Daar waar jy sit, wil jy net jou oë sluit nie. Here, ek bid vanaand oor elke persoon in hierdie vertrek. Here, ek bid vanaand, U weet wat se berg hulle in die gesig staar.
Here, U weet presies waar hulle is. Here, U weet presies die teenslag wat hulle ervaar. Here, U weet presies die berg wat voor hierdie land staan. U weet presies die teenslag wat hierdie land het. Here, maar ek bid vanaand, soos wat U vir Zerubbabel gesê het, ek maak dit 'n plat vlakte. Bid ek vanaand dat hierdie berg, hierdie teenslag vir elke persoon 'n plat vlakte sal word, Abba Vader. Here, dat hulle sal loop en hulle sal weet, hulle is geroep deur 'n allerhoogste koning. Daar maak nie saak waar hulle gebore is nie, maak nie saak waar hulle was nie, maak nie saak wat mense voor hulle gedoen het nie. Maak nie saak wat oor hulle gesê is nie, Here, die roeping staan. U genade staan. En Here, ek bid vanaand vir totale oorgawe. Dat ons deur elke oggend, elke aand, Here, sal ons sê, Here, jammer as ek dit teruggevat het, maar Here, hier is dit weer. Vat my sonde. Vat hierdie dinge wat ek vashou. Vat die offense van my af weg, Here. En Here, laat ek staan in U genade. Totale oorgawe. Here, laat ek hierdie tempel herbou. Hierdie roeping wat U het, Here, laat ek dit bou tot die goedheid van U naam, Here Jesus. Here, ons sê vir U dankie vir wie U is. Dankie vir U genade, vir U goedheid, vir U guns. Here, U is die allerhoogste koning. En ons gee aan U al die lof en al die eer. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat julle vanaand hier by ons was. Ons dank die Here vir julle, maar ek wil julle aanmoedig deur hierdie week, gaan doen intentionele aanbidding. Soek die Here aan. Moenie staan in jou situasie nie, maar weet hy haal jou uit dit uit. Mag julle geseënd wees. Dan sien ons julle volgende week in ons doopdiens. Bye bye.